In the darkness we are waiting, without hope, without light. From heaven you came running, there was mercy in your eyes.
to fulfill the law and prophets, to a virgin gave the word, from the throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For in your suffering, you took to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake, you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the soul of all who come to the Father of his soul. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not heal, shall not fade. By His blood and His name, His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Goeiemôre geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Amen. Kom draai na mekaar toe, groet mekaar en sê vir mekaar, die Here het opgestaan.
Ons gaan nou luister na Matteus 28 vers 1 tot 10, waarna daar Paasfeesklokke gaan lui, 'n handklokkespel, wat Cameron vir ons gaan speel, en direk daarna gaan ons die lied saam sing as gemeente, hoor jy die Paasfeesklokke. Baie dankie. Nou hierdie gedeelte is seker die beste mens in die Bybel. Opwekking van Jesus. Na die Sabbat, teen dagbreek, op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos deurlig en sy klere wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak, gebewe en soos dooies geword. Toe antwoord die engel die vroue en sê, moenie langer bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus, die gekruisigde. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het, en haas julle en gaan sê vir sy disippels, hy is opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Dit het ek vir julle gesê. Met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan en gehardloop om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê, gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid hom. Daarop sê Jesus vir hulle, moenie langer bang wees nie. Gaan sê vir my broers dat hulle na Galilea moet gaan. Daar sal hulle my sien.
het opgestaan. Moenie skrik nie. Julle soek Jesus van Nasaret. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is uit die dood opgewek. As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en ons geloof ook sonder inhoud. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons mees bejammerenswaardige mense van almal. Dood, waar is jou almal doderyk? Waar is jou oorwinning? Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en aan sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Hy moet as koning heers totdat die Vader en al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Hy wat op die troon sit sê, kyk, ek maak alles nuut. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Aan hom wat op die troon sit, en aan die Lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sing lied 402, die Heer het waarlik opgestaan. luister na die geloofsbelijdenis van Asia en u bely saam u geloof voor die Here, die opgestane Here in u hart. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte,
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Here, Here, ons opgestaane Here, ons buig ons laag voor U troon, Here, voor U heerlikheid en U almag. Ons sien onsself voor U, Here, en ons dank U, Here Jesus, dat U vir ons opgestaan het, dat U vir ons die dood oorwin het, dat ons saam die vreugdevuur kan aan die brand steek, saam met al die gelowiges dwars op die wêreld, om te sê, Here, U het opgestaan, U leef. Die dood is oorwin, dood, waar is jou almal? Ons Here leef, en ons leef omdat U leef. En al sal ons sterwe, Here, sal ons lewe saam met U. Want ons lewe is in U gebonde, gewortel en gegrondves, Here Jesus. Dankie dat U aan U disippels van toen ter jare, dat U vir hulle gesê het, gaan heen en maak disippels, en dat ons vandag U disippels hier kan wees, dat ons gehoorsaam aan U hier vergader kan wees in U naam, Heilige Here Jesus, om U lof te besing. Aan U kom al die lof toe, ons Here en ons Meester. Ons het U lief, ons het U lief, Here Jesus. Ons het U lief, ons hemelse Vader, Vader, Seun en Heilige Gees. Verheerlik U self in ons byeenkoms. In U naam. Amen. Die koor gaan ons, ek kan nie sit plekke inneem, jammer. Die koor gaan ons bedien met die lied We Welcome Glad Easter. Baie dankie vir die koor.
So, baie dankie vir al julle harde werk. Broers en susters, ons gaan saam lees vanoggend uit Johannes uit. U kan die Bybel so lank daar oopmaak. Johannes, die 21ste hoofstuk. Ons bygeslote. Here, ons dank U dat ons die woord vir ons oop kan hê, Here. Dank U dat ons honger is om U stem te hoor. Dat U self, Here, die een is wat ons gewillig en bekwaam maak. Om te luister na U. Here, U daar op die berg, toe U verheerlik is in Jesus, ons Vader, het U gesê, dit is my seun, my uitverkoring. Luister na hom. En vanoggend wil ons graag uit ons harte luister na U stem. Spreek tot ons, Here, wat U diensknegte en U diensmaagde luister. Amen. Johannes 21 en ons lees daar vanaf die 1ste tot en met die 14de vers. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. En ek wil graag net uitbrei oor daai weer. Hierdie is volgens, as ons kyk na die Johannes weergawe, is dit die 3de keer volgens wat hy skryf, dat Jesus dan nou aan sy disippels verskyn. Maar as ons na al die ander evangelies kyk en die weergawe staan, moet onthou, Johannes was die geliefde disipel. Neem ons aan en lei ons af vanuit die weergawe. En van Jesus gelees, saam met die ander. Maar die ander disipels wat geskryf het, ons sal weer eendag gesels, hulle weergawes verskil van Johannes se weergawe. So, het is belangrik dat ons sal verstaan, wanneer ons hier sien, hier staan weer verskyn, dat Christus Jesus aan verskeie mense, op verskeie tye verskyn. Dit is belangrik, altyd, maak ons ook waar jy is nie, dat wanneer jy in 'n plek kom van iemand wat met jou in 'n relasie kom oor die waarheid van God se woord, is hierdie ideale gedagtes wat die Heilige Gees op jou hart kan lê. Kom ons lees verder. En dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didymus, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet, dit is Jesus. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Ek moet sê, dit is bietjie anders as julle vanoggend. Julle het almal praatkrasbangs gekry. Hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet uit aan die regterkant van die boot, en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit, en vanweë die groot klomp vis wat hulle nie in staat, was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy boorkleed omgebind, want sy boorlyf was kaal, en in die see gespring,
Maar die ander disippels het in die skuit gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan die land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed, en vis wat daarop lê, en ook brood. En daai koolvuur wil ek net graag, voordat ek verder lees, die gedagtes op plaas, net so 'n oomblik terugvat. Wie het by 'n koolvuur gestaan en sy hande warm gemaak? Petrus. Terwyl die diensmeisie van hom vra, maar was jy nie saam met daardie man? Baie ironies, the irony about this. Vers 10, Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die net vol groot visse op die land getrek, 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie gesteel. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet, dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle. En so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Net tot sover lees ons. Kom ons gaan terug na wat Johan nou gelees het, uit Matteus. En ons gesels voordat ons kyk na hierdie spesifieke teks wat ons nou gelees het. Gesels ons oor wat vooraf gebeur. Want hierdie teks wat ons gelees het, is 'n klein entjie verby Jesus se opstanding wat ons vandag vier. Maar daar's baie goeie rede waarom hierdie spesifieke teks hier staan. En dit is 'n diep konneksie met die opstanding van Jesus Christus. Dit is staan glad nie los van die opstanding van Jesus Christus. So, die eerste ding wat 'n mens vir mekaar moet vra, ons het al baie vir mekaar gesê, so dis niks niets nie, maar kom ons sê dit weer vir mekaar, hoekom verskyn Jesus aan sy disippels? Jesus kom net sowel en Petrus, as ek een van die kommentaare sê, maar Petrus was half onder die indruk, kom hulle onder die indruk van, dat Jesus dalk al opgevaar het. Toe hy die leë graf sien. So hoekom is dit dat Jesus nie opgestaan het uit die dood en het opgevaar het? Jesus verskyn aan sy disippels ter wille van die oorlewering van die getuienis dat Christus Jesus opgestaan. En ons weet dit, hierdie is die rede, ons het vir mekaar al soveel keer gesê, daarom verskyn Jesus. En Jesus verskyn nie net, en dit is hoekom ek het nou genoem, hy verskyn nie net aan een groepie disippels die hele tyd. Hy kies vanweë sy goedheid en sy verstaan van ons mensheid en die swakheid van ons menswees, dat dit nodig is dat hy aan verskeie groepe op verskeie tye sal verskyn. En die interessante wat ons altyd vir mekaar sê, dat, wel, ek is 'n vrou, ek sê dit graag, hy verskyn heel eerste aan vrouens. Hulle is die mense wat sien, Maria Magdalena sien. Vrou. En miskien kan ons op 'n ander dag gesels oor die rol van die vrou in die kerk, en hoekom Jesus eerste verskyn het aan 'n vrou, maar dit is nie vandag, dit is gesprek vir 'n ander dag. So Jesus verskyn aan almal, sodat daar getuienis kan wees van sy opstanding. En dan is daar 'n baie belangrike ding, jy sal onthou, Vrydag, het ons gesê, niemand neem Jesus se lewe van hom af. Hy het nie daar dood gegaan vanweë die marteling, wat die Romeinse soldate hom gedoen het. Hy het nie daar dood gegaan, omdat iemand sy bene gebreek het, of omdat iemand 'n swaard in sy sy gesteek het. Jesus het self sy lewe afgelê.
En in Johannes 10, en ek wil graag hê, julle is baie welkom om saam met my te blaai so toe Johannes 10, sê Jesus die volgende, vanaf vers 14 tot 18. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en my eie ken my. Net soos die Vader my ken, en ek die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. So dis wat gebruik weer, dat ons Vrydag gevier het, Jesus kies om sy lewe af te lê. Nou kom ons hoor wat sê hy verder. Vers 17, om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê. En dan, sodat ek dit weer kan opneem. Niemand neem dit van my weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit weer op te neem. So Jesus het self uit die dood opgestaan. Broers en susters, daar was nie iemand wat buitekant daai of in 'n graf ingestap het en vir hom opgewek het, vir hom gebid het en vir hom hande opgelê het nie. Hy het vir Lazarus gebid, en almal sal dit onthou, en Lazarus het opgestaan uit die dood. Maar Jesus staan uit sy eie uit op. Ek sê hy het die mag om my lewe af te lê, ek het die mag om my lewe weer op te neem. So, die belangrike ding wat ons hieruit moet verstaan is, hierdie gebeure is gebeure wat die disippels moet weet. En wat die disippels moet verstaan. En as ons na die teks kyk, gaan ons verstaan waarom dit so belangrik is dat hulle die impak hiervan verstaan. Ek het eendag by die waterfront saam met iemand gestaan. Hy's 'n moslim en hy sê toe vir my, een ding wat hom pla in sy godsdienst is die feit dat Mohammed nie opgestaan het nie, maar dat Jesus Christus opgestaan. Daai tikel hom baie. En ek het vir hom gebid, en ek het vir die Here gevra, Here, U weet, hoekom hy wonder oor die saak, U weet, U het 'n afspraak met hom. So, dit gebeur dat mense by hierdie plek kom van die opstanding van Jesus. Die Fariseërs en skrifgeleerdes het so ver gegaan. Hulle het toe die soldate by hulle kom en vir hulle vertel wat gebeur het, dat hulle vir hulle geld gegee en vir hulle gesê, bly stil, en sê dat iemand die liggaam gesteek. So dit is so 'n groot wonderwerk. Jesus staan self uit die dood op. Hy het die mag oor die dood. En dit is wat ons moet hoor. Ons moet dit verstaan wie Jesus is en wie Jesus vir ons is. In Openbaring 1 vers 17 tot 18 sê hy, en ek wil dit vir ons lees. As ek sommer by Petrus, toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval. Dis nou Johannes wat daar geskryf het, soos 'n dooie. Maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê, hou op om bang te wees. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Ook hou ek die sleutels van die dood en van Hades. Ek is die Alfa en die Omega, sê Openbaring 22 vers 13, die begin en die einde. Jesus alleen het mag oor die dood. Hy neem sy lewe af, maar hy neem sy lewe weer op. So vir ons as gelowiges is dit verskriklik belangrik dat ons sal verstaan dat daar net een is wat mag het oor die dood. Dis Jesus Christus. In Johannes 11 vers, en iets sal onthou hierdie tekste wat ek aanhaal op die stadium, by 'n begrafnis, die begrafnisformulier word hierdie so baie duidelik gelees deur die persoon wat voorgaan. Johannes 11 vers 25 sê Jesus, en ek wil dit ook graag vir u lees, sê Jesus, Jesus het vir Martha gesê, ek is die opstanding en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie.
Ons sal sterf fisies. Maar Paulus praat van die opstandingsliggaam. Ons sal opstaan en verheerlikte liggaam hê soos wat Jesus gehad het toe hy opgestaan. Hy sê vir sy disippels, 'n gees kan nie vlees en bloed hê, vlees en bloed hê. Jesus het aan sy disippels verskyn en hulle kon aan hom vat om fisies raak, verheerlikte liggaam. Dis hoe ons saam met hom sal opstaan. Maar waarom dan hierdie teks? Hoekom gebeur dit dat Johannes spesifiek hierdie teks skryf? Nou, dit is baie interessant. As jy nou 'n bietjie gaan oplees, dan sal jy agterkom dat hulle sê dat Johannes 21 later bygevoeg is, maar dat dit dieselfde skrywer is. En ek vertel vir almal in die Bybelstudiegroep, Johannes is 'n verskriklike slim skrywer. Wanneer hy skryf, bedoel hy twee dinge. Hy sê vir jou een ding, skryf vir jou een ding, maar hy wil hê jy moet iets anders in dit ook lees. So hy werk ook hier, in hierdie gedeelte met 'n metafoor. Ja, Jesus het aan hulle verskyn, verseker, maar hy gebruik dit om vir ons iets te verduidelik van die belang van Jesus Christus se opstanding en hulle as disippels en ons as disippels en volgelinge van Jesus Christus. En die heel eerste wat belangrik is hier, wat ons moet hoor en sien, in die begin praat hy daarvan, en dan sê hy, Johannes, kom ek lees dit weer, saam daar by mekaar, hulle was by die see van Tiberias, onthou nou Johannes gelees, wat het hy nog gesê, julle sal hom by Galilea sien, nee? En hierdie see van Tiberias is die see van Galilea, julle sal hom daar sien. So wat gebeur hier? Johannes skryf dat vervul is wat daar beloof is aan hulle. Hulle sal by die see van Tiberias sal hulle Jesus weer sien, en sal hy homself weer aan hulle openbaar en aan hulle verskyn. Dis die eerste belangrike ding. Die tweede ding is, die rede waarom hy dit so skryf, is om vir ons te vertel. Jesus het vir sy disippels gesê, julle sal geskatter wees. Julle sal verspreid wees. So elkeen van hulle het teruggegaan na daardie gebeure, hulle teruggegaan na hulle huise toe. Dis wat ek lees Johannes 16. As jy wil saam met my lees, kan jy. Johannes 16 vers 32. Kyk, daar kom ek hier, en dit het reeds aangebreek, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie huis, en my alleen sal agterlaat. So hier in 21 is daar 'n bevestiging en vir ons dat wat Jesus daar vir sy disippels gesê het, plaasgevind het. Hulle is almal uitversprei, hulle het almal teruggegaan na hulle huise toe, want dit is van daar af wat hulle gegaan het om te gaan visvang, van hulle huise af. En wat, as jy onthou, ons het in Handelinge gesels, wat het met die gelowiges gebeur? Wat het met hulle gebeur? Hulle was vervolg. En wat het gelowiges gedoen? Hulle het vlug na verskillende dele toe. Wat gebeur outomaties? As ek op daai plek, as daar iemand die polisie inkom, en hulle, of iemand rowers inkom, dan skatter ons. Dan Judas sal ons op 'n plek kry, vir Graham sal ons op 'n plek kry, vir Johan sal ons op 'n plek kry, vir my sal ons op 'n ander plek kry. Sal almal op verskillende plekke wees. In daardie geval, hulle was op verskillende plekke met een boodskap. Jesus Christus het opgestaan. Hy leef. En jy sien hom weer, en weer eens 'n bevestiging daarvan. So daarvoor het hulle, daarom het dit waar geword wat Jesus gesê het, julle sal uit mekaar spat. Julle sal op verskillende plekke gaan. En dan die tweede rede waarom Johannes hierdie skryf, is om te sê, hierdie vlug van hulle, want as hulle by mekaar sou wees op daai oomblik, dan sou hulle gevange geneem gewees het, en nooit doodgemaak geword het. Maar God
se plan het in aksie gegaan om hulle te stuur sodat hulle kan gaan verkondig, soos hulle kan sê Christus Jesus het opgestaan. So hierdie gedeelte in Johannes 21 vertel iets van die Messias, van die sturende God wat die mens stuur en hoe dit plaasvind. En dan sien ons die volgende, en hier is 'n verskriklike belangrike deel in hierdie teksgedeelte. Jesus, onthou u wat het in die begin gebeur toe Jesus die disippels geroep het? Wat was hulle mee besig gewees? Hulle was besig om vis te vang. So die ironie hiervan, Petrus sê vir die ander, kom ons gaan vang vis. En hulle gaan vang vis. Hulle doen waar hulle gewoond is, en dit is natuurlik, want hulle teruggegaan na hulle huise toe. So in hierdie geval is dit nie iets vreemds, dat hulle vis vang nie. Hulle voorsien vir hulle self. Hulle gaan vang vis, maar hoor nou hier. Die Here Jesus staan op die kant. Hy staan nie by hulle, of op die water geloop, hy staan op die kant. Hulle weet nie, dis hy nie. En die disippels probeer om vis te vang, en die hele nag kry hulle nie 'n enkele vis gevang nie. En dan wanneer Jesus met hulle praat, en hy vir hulle sê, hoe hulle nette moet uitgooi, waar hulle nette moet uitgooi. Toe hy dit sê, vang hulle 153 groot visse. So swaar dat hulle sukkel om die nette uit te trek. En is interessant, Johannes skryf nogal die presiese hoeveelheid neer. Hy het tot selfs neergeskryf dat Petrus sommer sy boorkleed was, en dat hy respek het vir die Here Jesus, en dat sy boorkleed, uitdruk sy kleed vasgemaak word om sy boorkleed, sodat hy nie kaal by die Here Jesus uitkom. Maar hoekom skryf Johannes dit? Wat is die significance van die net sonder vis en die net met vis? Ons weet, in die geval waar hy vir hulle gesê het, gaan vang weer, het hulle baie vis gevang. Wat het Jesus vir die disippels gesê in Markus 1:7? Julle sal vissers van mense wees. So wat doen Johannes nie? Johannes connect daai met mekaar. En hy sê, en dit is waar die opstanding baie belangrik is, en die verstaan daarvan dat Jesus Christus die enigste ene is wat uit die dood het opstaan. Sonder Jesus, my broer, my suster, sonder Jesus in jou lewe, sonder Jesus in die kerk, is daar geen vis te vang nie. Jy sal jou nette uitgooi, die vis sal nie inkom nie. Dis wanneer die wonderwerkende Here Jesus lewend raak in die midde van sy kinders, en die geloof van sy kinders gerig is op die wonderwerkende Jesus Christus wat lewe, dat die vis inkom. So Jesus sê hier vir hulle, ons het dit nou bely vir mekaar gesê, sonder die Here Jesus is ons niks. Sonder Christus Jesus, jy kan maar 'n godsdienstige wees as jy Christus nie het nie, as Jesus nie die Here van jou lewe geword het nie, en jy nie vir hom gebuig het en vir hom gesê het, Here, ek gee my hele lewe, I surrender myself to you nie. Jy kan maar kerk toe gaan, links, regs en senter, as jy Jesus nie het, as jou redder nie, as jy dit nie glo nie, kan jy vir almal vertel van Christus. Hy sê, daar sal baie wees wat sal sê, Here, Here, en ek sal vir hulle sê, ek ken jou nie. So Jesus, Johannes skryf dit hier so baie duidelik. Hy sê, ons moet verstaan, en ons moet weet, dat Christus Jesus, die opgestane Here, is die een wat in ons, deur ons leef. Ons het dit nou vir mekaar gesê, moet sterf van die eie self, want ek kan alleen dat die
opgestane Christus deur my leef, as ek nie meer die belangrikste persoon in my lewe is nie, en ek nie meer die heerskappy op die troon van my lewe voer nie, maar Jesus die heerskappy voer. Dan, wanneer ons verkondig, wanneer ons praat, kom die krag en die wonderwerkende krag van Christus Jesus na vore. Ons vra baie keer, hoe is dit dan nou dat mense vir jare, laat nou vertel hoe hy vir jare in die kerk was. En hy kerk toe gegaan het, dit getrou gegaan. Maar hy het Jesus ooit geken. En ek kan dit van myself sê. Ek is as kind groot geword. Ek het God gesoek, maar ek het niks verstaan van wie Jesus Christus vir my is. Totdat hy homself aan my geopenbaar het en ek verstaan het, en my oë opgegaan het, en ek besef het, wow, Christus is meer as net 'n naam. Wanneer Christus deur my leef gebeur daar, en baie keer dan leef ons in 'n tipe van 'n ignorance van ons eie lewe. Maar wanneer ek beskikbaar is en ek sê, Here Jesus, dan begin die Here werk. En dis wat hier gebeur. Toe hulle die nette uitgooi sonder Christus Jesus, dis die metafoor wat Johannes gebruik, is daar geen vis nie. Maar toe die wonderwerkende Jesus inkom, toe kry hulle 153 groot visse. Die ander wat gebeur, wat Johannes met soveel sekerheid neerskryf, is die nette het nie gebreek. Daarom skryf hy 153 groot visse. Die nette het nie gebreek. En hoekom doen hy dit? Is een van die belangrikste goed wat ons in die kerk sien. Ek dink aan ons enige kerk wat op hierdie stadium so sukkel, vanweë sekere verskille. Hierdie skryf Johannes om te sê dat daar 'n verskriklike belangrikheid is in die eenheid van die kerk. Dat dit een sal wees. Dat daar eenheid in die kerk sal wees. En hoekom ons spesifiek sê, dis die verwysing daarna. As ons 'n bietjie verder gaan kyk, dan sien ons hoe Jesus vir hulle die brood breek en die vis gee. En wie is die lewende brood, sê Johannes. Hy skryf dit, hy sê, ek is die lewende brood. In Johannes 6 verneder hy eers die brood, en dan net later skryf Johannes, dat Jesus sê, ek is die lewende brood. Ons sal nie van die woord alleen leef nie. Ons sal nie van brood alleen leef nie. Kos. Van daai bandstap in die portaal. Maar ons sal leef van elke woord wat uit die Here se mond kom. Dan vra ek ons mekaar af, waarom sê Dominee so baie, ons moet die Bybel lees? Sonder Jesus is ons niks. Ons moet ons dag, ons lewe inrig met Christus Jesus. As daar 'n week verby gegaan het dat jy nie van Jesus gepraat het nie, moet jy bekommer dra oor jouself. Jy moet wonder wat gedaan. Waarom is dit besig? Waar is my fokus? We've got the mind of Christ. Jesus breek die brood. En hy breek die visse. En baie sê dit het te doen met die nagmaal, maar dit het nie, ons kan dit nie sê nie vanweë die feit dat daar nie wyn is nie. Maar dit het wel te doen met fellowship. Die feit dat die kerk van die Here Jesus Christus een moet wees. Daarom sê ons so baie van mekaar, as jy 'n kwaal het met jou broer of suster in die kerk nou, sorteer hierdie goed uit. Want die fellowship is verskriklik belangrik in die Here Jesus se oor. Die eenheid tussen medegelowiges.
Johannes skryf dit deur middel van die uitdeel van die brood en die vis wat Jesus uitdeel. Jesus, die opgestaane Here, die feit dat hy leef in u en my. Hy is die kern waarom alles draai. As ons uit die evangelie gaan verkondig, ons het dit nou vir mekaar gesê, as Jesus nie opgestaan het nie, het ons geen boodskap om vir enige iemand te gaan vertel. Want sonde is die dood. En iemand moes die dood oorwin. Christus het die dood oorwin. Hy is die lewe. En hy leef in u en my deur sy Heilige Gees. Hy is nie by ons, dis sy belofte. Mag u in hierdie tyd die Here se teenwoordigheid tasbaar voel. Waar jy ook al gaan, dat jy so bewus sal wees van hom. Wat jy ook al vir iemand sê, dat die woorde wat uit die mond uitval, woorde van genesing sal wees, woorde van bemoediging, woorde van opheffing, woorde van vertroosting, woorde van aanmoediging, woorde van waarskuwing. Mag die Here vir u elke een in besonder seën. Ons gaan nou die tafel voorberei vir die nagmaal. En ek wil vra dat die kerkraad so lank vir ons, of die diakens, ek sê altyd kerkraad, dat hulle werk almal saam, diakens en ouderlinge, dat hulle vir ons so lank die tafel voorberei asseblief. En die koor kan ook so lank gereed kom staan. Broers en susters, die Here Jesus het self vir sy disippels gesê, gaan en maak gereed. Maak vir ons die ete gereed, maar hy raak nie maak. En hy self het vir hulle in die tafel genoem. En vanoggend, ons opgestaane Here Jesus Christus, nooi almal van ons saam uit en sê vir ons, kom, vergader in my naam, rondom my tafel. Eet die brood, drink die wyn en dink aan my. Ons koor gaan vir ons as 'n gebed sing, let us break the bread together.
dat ons saam om die tafel kan sit, Here. Dat ons vanoggend saam die brood kan breek. Dat ons saam as medegelowiges, boeties en sissies in U, Here Jesus, kan sê dankie dat ons deel kan hê aan U. Dankie dat ons die beker kan drink van danksegging, of U dankie te sê vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir die genade. Here, ons verdien dit nie. U het aan ons genade betoon aan ons genade. En U sal ons eendag saam met U, wanneer U opstaan, U kom, Here, sal ons saam met U wees. Ons sal opstaan, Here, want U is die lewe, en U het vir ons kom lewe gee. Ons dankie daarvoor, Here, in U naam. Amen. Die Here Jesus het self die brood gebreek en gesê, dit is my liggaam. Eet dit, dink daaraan glo, dat my liggaam vir jou gebreek is, tot volkome versoening van jou sonde. Jesus het ook die beker geneem, en hy het gesê, neem dit, drink, dink daaraan en glo, dat my bloed vir jou gevloei het. En hierdie bloed van ons Here Jesus Christus is die bloed van die nuwe verbond en nuwe lewe wat ons het in hom. Die avonds gaan uitdeel die brood en die wyn en dan gebruik ons almal dit gelyktydig saam.
Ek wil al net seker maak wat al gekry het. Ek kan so. Eet. En dan. Ons gaan nou saam, terwyl jy net so bly sit, lied 414 sing, weg verloste sterftes. Ons staan saam en bid ons saam met ons Vader. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons skuld, net soos U vergewe wat teen ons vergewe. Laat ons nie in verstoring kom, maar verlos ons van die bose. Want in U hoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. 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 Ek wil baie graag vra dat U saam met my in gebed sal staan, dan die Monica, dan die Lely. Ons wil julle baie graag is, ons is reg. Onthou ek my tannie se naam reg. Letty, waarvoor sê ek is? Tannie, ons wil graag vir julle bid. Hulle gaan Dinsdag terug en ons wil baie graag saam bid as kerkraad en gemeente vir julle dat julle reis veilig sal wees. Tannie is ons nou al 100.
een. Gaan julle net daar sit, dan kom staan ons soms so daar rondom julle, is dit makliker. Kom ons boks. Jy kan nie jou hande net uitsteek, vir ons susters, en gebed saam met ons. Ons kom na U toe, Here Jesus. Here, U sê dat ons saam as gelowiges voor U moet buig en saam met mekaar moet stem oor mekaar. Dat ons mekaar voor U moet bring. Dat ons gedurig deur moet bid. Dat ons moet bly bid en waak. Dat ons nie moet ophou bid nie. Bid sonder ophou, sê U. En ons bid vir Tanneletjie en vir Monica, Here. Ons bid, Here, dankie dat U vir Tanneletjie geseën het vir 101 jaar, hierdie jaar. Wat 'n voorreg, Here, dat ons weet, dat sy deel is van ons lewe, van ons geloofsgemeenskap, al woon sy in Monica in Kanada. Here, U is by hulle. U gaan met hulle oral, Here. Die belofte in U woord is vas en waar. Dankie dat U vir haar geseën gespaar het, Here. Dankie vir die voorbeeld wat sy vir ons altyd gestel het, Here. Dankie dat hulle soveel keer teruggekom het na hierdie geloofsgemeenskap om ons op te kom bemoedig. Wil U vir hulle versterk en bemoedig. Hulle veilig laat terugreis huis toe, Here, en hulle veilig hou, sodat hulle weer terugkom om vir ons te kom kuier, Here. Dankie vir U genade en U liefde in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, daar is daar 'n geleentheid vir die offergawe. Here, baie dankie dat ons kan gee en gehoorsaamheid aan U woord. Doen met dit wat ons gee, Here, bring tot stand waarmee U dit stuur. Ons bid dit in U naam.
Ons slotlied, Jesus, ons eer U opgestaan, Heer, en die aanbiddingspan kom. Hulle het lekker vrygespan nou, en lag lekker daaroor. Broers en susters, ontvang die Here se seën en gaan leef in sy vrede. Jesus Christus is die opstanding en die lewe. Hy is ons vrede. Wie in hom glo, sal lewe vir ewig en ewig. Hy is ons vrede, nou en tot in ewigheid. Amen.